In die naam van Jesus aanbid ons U. U is ons God, U is ons hemelse Vader, U is soos 'n pa vir ons wat vir ons sorg en ons innig liefhet. Ons dankie vir die Bybel en Heilige Gees en dat ons hierdie Bybel kan vat en daaruit lees. Ons dankie vir die voorreg om uit die Bybel uit te lees en dit in Afrikaans. En ook waar ons dit oordink en ook waar ons daaruit lees om ons lewens daarvolgens in te rig. Kom leer vir ons vanmôre, kom lei vir ons, kom troos vir ons en kom gee ons ook hoop vir hierdie week. So is elke keer my gebed dat ons nie U se hand sal hoor nie, maar die Here self wat met ons besig is. Met sy kosbare kinders. In die naam van ons Here Jesus. Amen. Kan ek net hoor, is hierdie klank reg? Ek hoor hy weer galm so klein bietjie. Is hy reg daar? Of is dit omdat ek hom nou hier aan my broek vasgemaak het? En nou bewe dit. Christus, is hy nou beter? Kan julle hoor? Hoe klink hy? Is hy beter? Is hy reg? Is julle reg? OK. Sy. Ek kan maar weer op jou plek gaan sit. Is hy reg daarso? Daar sou ek seker geleentheid. Kom ons gaan saam lees. Galasiërs 3 daarvan vers 21. Kom ons lees. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak, totdat die tyd van geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet, totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou dat die tyd van geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur die geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die beloftes van God. Hierby wil ek dit sê, solank 'n erfgenaam nog minderjarig is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. Tot die dag wat sy pa bepaal het, staan hy onder toesig van voogde en word sy besittings deur bestuurders beheer. En so is dit ook met ons. Toe ons nog geestelik onmondig was, was ons slawe van wettiese godsdienstige reëls. Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het aangebreek het, het hy sy seun gestuur en is uit 'n vrou gebore en van sy geboorte af was hy aan die wet onderworpe, om ons wat aan die wet onderworpe was, los te koop, sodat ons as kinders van God aangeneem kon word. En omdat ons sy kinders is, het God die gees van sy seun in ons harte gestuur. En in ons roep hy uit, Abba, dit beteken Vader. Jy is dus nie meer slaaf nie, jy is nou 'n kind van God. En omdat jy kind is, het
het God jou ook sy erfgenaam gemaak. Kom ons lees so ver. Die Here seën sy woord vanmôre, die oordeenking daarvan, en mag dit wat miskien vir ons nou moeilik klink, van ons maklik wees. As ons hierdie gedeelte lees, is daar 'n paar goed wat ons moet verstaan. Die eerste ding is wat ek vanmôre vir jou wil sê, jy is nie 'n Jood nie. Miskien het van ons baie by hulle afgekyk. Ja, ek sê ek het baie afgekyk by hulle as dit by besigheid kom. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, jy's nie 'n Jood nie. Ons is ook nie Israeliete nie. As ons dit eers begin verstaan, dat ons eintlik uit die heidendom uitkom. So as die Bybel praat van die heidene, dan moet jy jou hand opsteek en sê, dis ek daai. Die Bybel praat van die heidene, dis ek daai. Dit klink nie lekker nie, nee, dit sit ook nie lekker op ons nie. Ek dink vir baie lank het ons gedink ons is Israel of die verlore stamme, maar ons is nie Jode nie. En dit maak per implikasie dat die wet is nie vir jou gegee nie. Dit sit nou al klaar moeilik op ons, né? Dit maak ons kriewelrig, want dit is nie hoe ons hierdie goed het nie. Ek het vanmôre gesê, dis 'n dogmatiese diens, so ons gaan bietjie dink, hoe steek hierdie goed aan mekaar, dat ons dit uit mekaar kan sit, sodat ons ook kan verstaan, as die tema sê, jy is nou 'n kind van God, wat dit beteken. Maar om dit verder te verstaan, moet ons iets verstaan van die verbond. Nou, as gereformeerdes, en dis woorde wat ek baie gebruik, hart van ons gereformeerdheid is die verbond. Die verbond het God gesluit met Abraham 1800 jaar voor Christus. Nou as jy dit wil omreken, dan gaan jy agterkom, sit nog 200 jaar by, so 3800 jaar van tevore sluit God 'n verbond met Abraham. Ons lees dit in Genesis 15. Wat het God gesê? Hy het gesê, Abraham, julle ouens wat daar van van die Galdeërs, dit is waar Irak vandag is, né? Ons lees van Irak in die Bybel. Van die Galdeërs. Abraham was ook nie 'n Jood nie. Hy was 'n Galdeër gewees. En die Here sê vir Abraham, kom jy en jou vrou, en ek wil hê julle moet wegtrek. Daar waar julle ouens besig is om die maan te aanbid, hulle was maanaanbidders, ek wil hê julle moet wegtrek na 'n land toe wat ek julle gaan heenvat. En Abraham doen natuurlik die ongehoorde ding, want dit is nie gehoord in die Bybelse tyd. Jy bly by jou familie, jy bly daar, jy trek nie weg, jy gaan doen nie jou eie ding nie. Maar hy gehoorsaam God wat aan hom verskyn het. En hy trek weg, en toe kom hierdie God, wat alles gemaak het, die skepping en dit alles, en hy kom en hy sê vir Abraham, ek gaan met jou 'n verbond sluit, ek gaan met jou 'n ooreenkoms aangaan. 'n Verbond is niks anders as 'n ooreenkoms nie. Ek gaan met jou 'n ooreenkoms aangaan. Ek gaan vir jou 'n God wees. Abraham is 90 jaar oud, hy sê vir hom, ek gaan ook vir jou 'n nageslag gee, en ek gaan vir jou 'n land gee, en ek gaan jou bewaar. Ek wat die groot God is, kom met jou as mens 'n verbond sluit. En God sê, hierdie verbond is 'n ewige verbond, hy gaan nie ophou bestaan nie, en al die geslagte van die wêreld gaan in hierdie verbond geseënd wees. En dan kom dit in Genesis 15, het hulle 'n altaar gebou. Abraham bou 'n altaar, hy vat 2 bulle, hy kap hulle in stukke en hy sit hulle op hierdie altaar neer. En dan, soos 'n verbond gewerk het, as ek daarom moet dink, hoe sluit ons vandag kontrakte? Jaco, ons sluit dan gelukkig nie meer kontrakte vandag so nie. Die regswese werk heeltemal anders, maar in die Bybelse tyd het hulle so kontrakte gesluit. En dan gaan albei daar deurloop. En dan wat hulle vir mekaar sê, dis 'n blywende verbond. En die een wat die verbond het, hierdie kontrak verbreek, met hom gaan gebeur soos wat met hierdie bulle gebeur. En hier teen die aand raak Abraham aan die slaap, terwyl hy wag.
En dan daag God op soos 'n oond wat rook en 'n vlakkel en 'n fakkel, en daai oond wat rook en die fakkel beweeg deur, en God maak 'n verbond, hy sluit 'n verbond met Abraham. 1800 jaar voor Christus. En dan sien ons wat gebeur. En Isak is daar en Jakob is daar, en dan kry ons die kinders van Israel, en hulle is vir 430 jaar in Egipte, en dan begin God met hierdie klompie mense 'n pad stap. Hierdie mense wat onbenullig was in die wêreldgeskiedenis. Hierdie klompie mense wat nooit enigstens noemenswaardig was nie, kom hierdie grootte God wat 'n verbond gesluit het, en hy loop saam met hulle 'n pad. En toe kom Christus. En wat kom doen Christus? Christus maak ons wat nie Jode is, deel aan hierdie verbond. Ek gaan dit weer sê. Christus maak ons, die wêreld wat nie Jode is nie, deel aan hierdie verbond. Wie is die vader van die gelowiges? Abraham, né? Nie die Here Jesus nie. Die vader van die gelowiges, sê die Bybel vir ons, en ons het dit gelees hier, hy is die vader van die gelowiges. Is Abraham. En hoekom is dit so belangrik? Want God het juis beloftes gegee vir hierdie man, wat van kardinale belang is vir jou en vir my. En toe Christus kom, en Christus het geweet, daar gaan 'n klomp mense, gaan in hom glo, wat nie Jode is nie, hulle kom uit die heidendom. En ons weet, Paulus se sendingreis het uit die wêreld ingegaan, en hy het mense gered, en hy het hulle kinders van God gemaak, want daar het iets gebeur. Om dan tot redding te kom, gaan dit nie oor 'n wet wat jy moet onderhou nie. Dit gaan oor geloof. En vir baie lank het ons in die kerk hierdie goed opgemeng. Ons het hierdie goed gemix. Want ons sit nou hierso met die wet, wat moet ons maak met hierdie wet? Ek weier om die wet te lees, want die wet is nooit gegee vir die kerk van Jesus Christus nie. Want wat doen die wet? Die wet sluit klomp mense uit. Die wet werk met straf. Want as jy iets nie nagekom het nie, gaan jy gestraf word. Dit het mense se denkwyse benewel. As iets slegs met jou gebeur, dan vra mense, wat het jy verkeerd gedoen? As daar iets goeds gebeur met jou, is dit omdat jy so heilig is. Weet julle wat, dis vandag nog so. Kyk 'n bietjie, julle al gesien hierdie sportouens, né? As hy nou so goed gedoen het, en dan maak hy so dinge, en kyk op, want sy is asof die Here hom nou gehelp het. Daar's ander spelers op die speld ook, maar lyk my nie die Here het hulle gehelp nie, né? So hy is so 'n goeie Christen, en nou het hy so 'n goeie 3 gedruk, of wat ook al, of bespotlik. Jy sien, die ou verstaan nie die woord nie, verstaan nie die evangelie nie. Maar Christus het gekom, en ons kom deel maak aan hierdie beloftes wat hy gegee het. Hoekom is hierdie beloftes so belangrik? Wat het hierdie beloftes gedoen met Abraham? Abraham het die onmoontlike het moontlik geword. Mense soek wonderwerke. Kyk wat het met Abraham gebeur. Ek het nou baie by die ou huis gekom, gaan kyk hoe lyk 'n tannie van 90, en sê, tannie, jy gaan ma word. Sy gaan jy met daai kierie slaan, man. Sy gaan nie daarvan hou, as jy so iets vir haar sê nie. Die onmoontlike word moontlik. Die verbond help ons om te verstaan dat dit hierdie groote God is, wat met ons as mense bemoeienis maak. Hierdie verbond help ons, omdat God uit liefde uit, en dit het gebeur 430 jaar voordat die wet gekom het, het God reeds hierdie verbond gesluit. En miskien maak ons net te min van die verbond. Miskien verstaan ons nie die verbond nie. Want Christus het gekom, Galasiërs 3, hierdie gedeelte wat ons gelees het, en hy maak ons deel aan hierdie beloftes, die geloof in Christus. Ons sien hier in vers 29, dit gaan ook oor sy nakomeling, enkelvoud Christus, en ons wat in Christus is, het deel aan hierdie beloftes.
Nou wat moet ons nou doen met die wet en die beloftes en die geloof? Want jy sien, as ons aan alles vashou, ek gaan julle vanmôre 'n woord leer. Ek noem dit godsdienstig skizofrenies. Ek sien nou vir ons julle. Godsdienstig skizofrenies beteken, jy's all over. Dan glo jy en dan is jy in die wet. En die goed, dit kan nie met mekaar versoen word nie, want die een werk met straf. Gaan ry bietjie 180 op die snelweg terwyl daar 'n kamera is. En kyk wat gaan gebeur. Ry oor 'n stopstraat, oortree die wet en jy gaan gestraf word. As ek daai Nylstroom uitry, dan sien ek daar's 'n gevangenis. Daar's mense wat straf is. Hulle dien 'n vonnis uit. So die wet verwag straf. Christus het ons juis vrygemaak van die straf. Maar jy kan nie albei vashou nie. Nou vra mense vir my, Zaan, hoe weet jy ons is reg? Wat kom doen die wet? Die wet skuif mense uit. Ons kry dit. Sê, weet jy, is mense wat sondig is en hulle word uitgeskuif. Asof ons die genade van die Here so bietjie afkamp. Ons sit met 'n geweldige probleem. Ook in ons kerk. Dat ons die genade van God vir mense wil afkamp. Nou, die ANC blameer alles waarop. Kan ek hoor, julle gaan kyk. Julle kan dit maar sê vanmôre. Ons kan dit in die kerk sê. Apartheid, né? Ek praat nie politiek nie, maar hoor dit sommer. Ek blameer dit ook daarop. Né? Want wat het apartheid gedoen? Apartheid het 'n klomp mense uitgesluit en ander mense ingesluit. Dit het die vroue die amp uitgehou, hierdie onderdrukkende storie. Wat het apartheid gedoen? Apartheid het skeidings gebring. Apartheid het die genade, en nou kan mense sê, daai tyd was beter. Daai tyd was nie beter nie. Dit is 'n denkfout. Wat wel gebeur is, ons het 'n tyd gehad wat ons in hierdie land spesifiek, omdat die kerk op 'n manier ons wil laat verstaan dat ons is Jode of Israeliete of iets, wat ons nie is nie. En 'n klomp dominees het ook die kat aan die sterkbeet gehad. En wat het gebeur? Mense is uitgesluit. Wat kom doen Jesus? Hy sluit mense in. Hy omarm mense. Ons sê, weet jy, en dan sit ons ook vandag met 'n probleem. Ek gaan ietsie daaroor sê. Dat as ons voel ons het die evangelie en ons kan 'n klomp mense wat anders is as ons uitsluit. Dit is weer godsdienstig psigopaties, né? Weet jy wat 'n godsdienstige psigopaat is? Iemand wat sê, maar ek alleen glo en ek kan die genade van die Here net vir myself hou en jy's eintlik bedoel vir die hel. Nou dis nie die evangelie van Jesus nie. Die evangelie van Jesus wat ons in hierdie kerk verkondig, sê, weet jy, ons almal was sondaars gewees. En die Here maak mense bymekaar en hy maak hulle deel van sy liggaam en hy maak hulle deel van sy kerk. En hy sê, weet, ek wil julle verlos, ek wil vir julle 'n vol lewe gee. Ek wil jou vrymaak van hierdie klomp skuldgevoelens wat in jou binneste sit. Ek wil jou vrymaak en in jou 'n lewe van oorwinning kom sit. Ek wil jou losmaak van hierdie sonde storie en hierdie sonde beheptheid en hierdie sonde gedagtes wat in jou gedagtes het. Ek wil sê, ek gee my gees dat jy dit op 'n manier kan uitroei daar waar dit is en ek wil in jou die liefde van die Here sit. Ek wil jou die gees van God gee. En wat doen die gees van God in ons? Dit roep ons uit en ons sê, Pa, Abba. Dis wat die gees van God doen. Dit getuig saam met ons gees dat ons sy kinders is. Kan julle hoor, dit is iets totaal anders. Ons kan nie aan albei hierdie goed vashou nie. Ons is of onder die genade en onder die liefde van die Here. Nou kom mense baie graag en sê, maar kan ons nou doen wat ons wil? Hoekom dink mense so? Reg, verkeerd. Kom ek help julle vanmôre. Want ek weet daar's van julle ook in hierdie week en soos wat ons hierdie goed oor dink, is hierdie goed regtig werk. Dit klink te goed om waar te wees. Is hierdie goed regtig so? Is dit so eenvoudig dat die man aan die kruis kan sê, Here, dink aan my, want dit was genoeg. Was dit so maklik? Want jy sien, ons wil dit so moeilik maak vir die wêreld. Ons wil dit so moeilik maak vir ander. Ons wil dit so moeilik maak dat die Here dit self nie verstaan nie.
is dit so eenvoudig. As hy jou gewederbaar het, as jy wedergebore is en sy gees woon in jou, volledig. En wat doen dit as ons kinders van die Here is? Dit gee vir ons 'n geweldige klomp rustigheid. Maak nie saak wat oor my pad kom nie, die Here is saam met my. Maak nie saak hoe moeilik is 'n ding nie, ek hoef dit nie te verstaan nie. Ek hoef nie te weet wat môre gaan gebeur nie. Ek hoef nie angstig te wees nie, want die Here is in beheer. As ek baie keer, so tussen hakies, ons kyk nie televisie nie. Die televisie in die huis was baie jare laas aangewees. Maar as ek ergens by 'n televisieskerm kom, en daar is so 'n beelde op, en ek sien die tyres brand, en daar's chaos. En ons hoor die kommentaar, dan sê jy vir jou, vir jouself en vir iemand by jou, God is in beheer. Want dis die konfessie van ons hart, as dit nie lyk asof dit so kan wees nie, God is in beheer. As jy kind van die Here is, en ek praat vanmôre met kinders van die Here, en ons sê vanmôre vir mekaar, ekskuus as hulle gesort daarso. Chris, wil jy net gou vir my kyk, hier's net gou mense hier so, ek weet nie, help gou. Gee hom net 'n kansie. Kom ons gee hulle net 'n kans. Ons gee net 'n kans dat ons net hoor wat dit is. Ja, dit goed gebeur, dit moet nie vir ons vreemd wees nie. As ons hier by mekaar is, ek sal nou by hom hoor. Kind van die Here, onder watter stel reëls leef jy? Jy leef onder leiding van die Gees van God. As God jou lei, kan hy jou nooit van die walle van die sloot lei nie. Hy kan jou nooit by die kruispaaie van die lewe op 'n verkeerde pad lei nie. As jy hom 'n kans gee en jy vra waaragtig, want jy sien, dit verander ons werkswyse, dit verander ons denke. Hierdie gedeelte het dit gesê, is hierdie twee in stryd. Paulus sê nie, is nie in stryd nie. Is 'n valse probleemstelling. Want as ek onder die genade is, en wat maak jy met jou geloof? Jou geloof sê juis, al sien ek nie my uitkoms nie, al sien ek nie dit wat gebeur nie, al sien ek nie dit wat God nou al reeds vir my in gedagte het nie, hou ek aan en ek glo. Ons geloof kom juis en is gegee vir sulke tye, as ons waaragtig God nodig het in ons eie lewens. Wat maak ons met hierdie wettiese goed? Want dis die goed waarmee ek en jy elke dag mee gekonfronteer word. Nou, ek gaan jou so help vanmôre. Hoeveel bome was in die tuin? Wat hulle in die middel van die tuin gehad het. Ek wil nou nie sê almal nie, laat ek net maar mooi praat. Ekskuus Chris, alles reg? Dankie. Hoeveel bome was in die tuin? Wat hulle nie mag van geëet het nie. Hy sê die boom van kennis van goed en kwaad. Kan julle hoor, kennis, goed en kwaad. En daar was 'n ander boom, die boom van die lewe. Christus het gekom, want hy was die boom van die lewe, om aan ons die lewe te gee. So ons hoef nie te gaan vasgevang word in, ek doen 'n paar goed reg en ek gaan nou iets ontvang. En ek doen 'n paar goed verkeerd en ek gaan gestraf word. Dit is nie die hart van gereformeerdheid nie.
Die hart van die woord van God is, ek word vrygekoop. Maak ons nog droog? Ja. Sondag ons nog? Ja. Wat gebeur? God vergewe. Het ek 'n wet nodig om dit te sê? Nee. Jy sien, hier kom die groot ding nou in. Want die Gees wat in jou is, roep die heeltyd uit, Abba, Abba. Ek kyk op, en ek is nie besig met reg en verkeerd nie. Ek kyk op na God. Want van hom is my verwagting. Ek wil my lewe inrig volgens wat hy sê, en nie wat mense sê nie. Ek wil my lewe inrig volgens sy woord. En die Gees van God en die woord praat een. En dan het ons 'n gemeente. Ons het die kerk. Ek dank die Here vir die kerk van Jesus. Want daar is ook 'n geeswet, en ek gaan dit vir julle leer vanmôre, dat Heilige Gees sê een ding vir baie mense. Dis hoe ons weet ons is reg. Want jy sien die moment as ons hierdie goed begin eksklusief maak en ons sê, maar ons het 'n klomp wette en alleenlik net hulle wat hierdie goed probeer nakom, hulle is okay. Maar die res van ons gaan dit nie maak nie. Heilige Gees wat in jou woon, woon ook in my. En dit woon in een langs jou en agter jou en ook in al die gelowiges. Maak ons saam en bind ons saam tot kerk van Jesus. En dan staan dit hier, dit maak nie saak, mense of ons man of vrou, slaaf of vry of Jood of Griek is nie, maar as ons in Christus is ons een Gees. Daar's nie 'n gees vir ander volkere nie, daar's een Gees. En hierdie een Gees help ons om uit te roep heeltyd, Abba, Vader, Vader. En dan het ons 'n verhouding met hom. En wat kom doen God? Hy loop nie agter ons aan met 'n skerp potlood en hy kyk waar maak jy verkeerd en hy skryf op. Want vanaand gaan hy jou vasstrap iewers in jou binnekamer en vir jou sê, hoor hierso, wat het jy nou weer hier aangevang? Jy moet nou weer kom bely en ons gaan 'n wet lees en ons gaan jou daarmee. Weet julle hoekom gebruik die kerk die wet? Om mense mee te manipuleer. Ek sê dit sommer vanmôre. Ek voel baie sterk oor hierdie goed. Want mense wat onder die genade van die Here leef in vryheid, leef in oorwinning, leef onder leiding van die Gees van God. Ek wil jou nie manipuleer nie. Ek is nie hier vanmôre om vir jou te sê hoe moet jy leef nie. Ek is hier vanmôre om vir jou hoop te gee. Te sê, weet jy, hierdie week wag vir jou. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, die Gees is saam met jou. En as jy dit nie vandag wil hoor, gaan jy dit môre hoor en jy gaan dit oor môre hoor en ons gaan hierdie goed vir mekaar bly sê tot ons hierdie goed glo. En dis wat die wêreld wil hê. Die wêreld soek nie reg en verkeerd nie. Die wêreld soek hoop. Die wêreld soek die liefde van die Here. Want jy sien, dieselfde hand wat sla uitdeel, kan jy nie meer 'n arm vat en iemand gaan druk nie. Ek kan nie 'n kind net nou 'n pak slaag gee met hierdie hand en net nou wil ek hom gaan vashou en sê ek is so lief vir jou. Dis skizofrenies. Dit werk nie so nie. Dis 'n liefdevolle Vader wat goeie goed vir sy kinders wil hê. Die beste in jou lewe. En baie keer sê ons, Here, maar ek sien nie altyd net die beste in my lewe nie. Ek het uitdagings. En miskien kom die Here vanmôre vir jou sê, my kind, ek weet jy het uitdagings, maar ek is saam met jou in daai uitdagings. Miskien is daar goed wat vir jou moeilik is. Jy is nie alleen nie, ek is saam met jou. Here, ek weet nie wat om nou te doen nie. Ek weet nie waar gaan alles heen nie. Ek is okay. Kom ons kyk waar gaan ons uitkom. Maar ek is saam met jou en ek is by jou. Julle was die wonderlike hiervan, ons kan mekaar vertrou. Ons kan ons kinders vertrou in die sorg van die Here. Ons kan mekaar vertrou in die sorg van die Here in die hande van 'n liefdevolle Vader. En wanneer ons droog maak, val ons nie in die stof nie. Ons val nie in die hardheid van 'n wet nie. Ons val in die hande van 'n liefdevolle Vader wat vir ons liefhet. Kom ons gaan in hierdie week, ons gaan fokus op die liefde van God in ons lewens. En as ons baie keer met die sonde en die sonde besef en die sonde beheptheid, maak hy gedagte stil. 2 Korintiërs 10 sê, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Jesus gehoorsaam te maak.
En hierdie evangelie van Jesus sluit mense in. Sluit mense in. Wie ek dink met afgryse, hoe die kerk van die Here mense eenkant geskuif het. Hoe die kerk van Jesus eksklusief gewees het. Kerk van Jesus is nie eksklusief nie. Hy is juist inklusief. Dis juist vir mense soos ek en jy, feilbare mense soos ek, wat by die Here kon uitkom. En dan los hy jou nie daar nie. Hy maak jou sy kind. Kind van die Here. En as ek vir jou sê, kind van die Here, dan is jy uit hom uitgebore. Ons is nie aanneem kinders nie. Ons is uit hom uitgebore, want hy het sy gees gegee. Kom ons is prakties en dan sluit ek af. Ek praat nou vanmôre van 'n klomp goed en ons dink nou, hoe kan dit wees? Dit klink te goed om waar te wees. Miskien sit ons vanmôre hier en ons voel, maar Here, hierdie goed het ons lewe lank net oor ons koppe gewees. Ek wil deel hê aan hierdie ding en ek wil seker weet, ek is daar. Nee, miskien of jy kan vir enige kind vanmôre gaan vra, hoe weet jy dis jou pa? Hoe weet jy dis jou ma? Ek weet. Jy weet dit mos verseker. En ons maak seker ons weet hierdie goed. Net so moet daar sekerheid ook in jou hart kom. Miskien is daar van ons wat vanmôre sit en of wat ook hierdie woord hoor en sê, maar ek het vir baie jare terug dien ek al die Here, maar ek weet nie of sy gees in my woon nie. Nou ek sê julle vanmôre, ek het nie 'n dag en datum, want ek kan sê op daai dag, 19 so en so het die Here my gered nie, ek het nie so iets nie. Toe ek maar weer sien, toe dien ek die Here. Ek is een van daai ouens. Miskien is jy ook vanmôre so. En ek kan nie sê op daai datum het ek geweet die Here kom woon in my hart nie. Toe ek weer sien, toe dien ek die Here met alles in my. Dit het so geleidelik gekom. Maar daar is ook vanmôre geleentheid, as jy wil weet, Gees van God, U woon in my hart, kom praat met my. Kom wees met my besig. En as jy twyfel, nooi hom in. Moenie sit en wag nie, sê vir hom, Heilige Gees, hier is my lewe. En as ek twyfel of U kom hier is, dan nooi ek U nou in. Kom woon hier. Maak my liggaam U blyplek. Daarom is jou liggaam baie belangrik vir die Here, want dit is 'n tempel van die Gees, want hy woon in jou. Jy's nie enige mens hier op aarde nie. Die wêreld kan na jou kyk. Miskien gaan hulle jou nie verstaan nie, dan sê jy, dankie Here. Die wêreld kan na jou kyk, miskien gaan hulle jou vlak kyk, maar dit is ook oukei. Maar as ons as kinders van die Here na mekaar kyk, dan erken ons mekaar as kinders van die Here. Ek praat vanmôre hier met kinders van die Here, bloedgewas, vrygekoop, bestem vir die hemel, in 'n lewe hier op aarde in oorwinning. Dit is wie hy is. Dis 'n mond vol. Dis wie hy is. En in die huisgesin van die Here is daar nie baas en klaas nie. In die huisgesin van die Here is ons almal voor die Here gelyk. In die huisgesin van die Here is daar liefde en dien ons mekaar in liefde. In die huisgesin van die Here is daar nie straf nie. In die huisgesin van die Here omarm ons mekaar. In die huisgesin van die Here help ons mekaar op as die ene val. In die huisgesin van die Here bemoedig ons mekaar. In die huisgesin van die Here vertroos ons mekaar. In die huisgesin van die Here is ons daar vir mekaar en word niemand afgeskryf nie. En is elkeen so belangrik. Dit is wie hy is. Voordat ek gaan bid. Al sê jy dit vanmôre net vir jouself, soms is dit moeilik om vir iemand te sê. Het jy al vir iemand gesê ek is 'n kind van die Here? Partykeer is dit nie vir almal so maklik nie. My bek is groot, so ek sê dit nou maklik. Maar ek weet, dit is nie vir almal net so maklik nie, maar ek wil hê vanmôre, kom sit hier voordat ek bid. En dan sê jy vir jouself, ek is 'n kind van die Here. Kom ons maak ons oë toe. Ek
gee jou vanmôre geleentheid om daai woorde oor jou mond te kry, al is dit net jy wat dit hoor. Ek is 'n kind van die Here. Abba, U wat ons Vader is, U wat ons hemelse Pa is. Ons sê vir U baie dankie vir U wysheid en U liefde, en dat U in U alwysheid ons deel gemaak het uit U genade van die huisgesin van die Here. En waar ons vanmôre as gemeente Valwater by mekaar is ons kinders van die Here. Ons behoort aan U. Ons is deel van U volk, ons is deel van U kudde. Dankie vanmôre vir hierdie gedeelte wat ons kon lees, wat vir ons wil moed gee, dat U nie vir ons kwaad is nie, dat U nie met 'n wettiese storie agter ons aanloop elke dag, en kyk waar ons verkeerd doen, sodat ons gestraf kan word nie, maar U is 'n liefdevolle Vader, wat ons lei met U Gees, in waarheid. U lei ons in die lig. U help ons om in hoop te leef. U help ons om in 'n afwagting te leef. Dankie Here dat U altyd opdaag as ons vra, dat U ons altyd verhoor, en dat U vir ons baie lief is. Ek wil bid vanmôre dat die vrede van die Here, wat alle verstand te bowe gaan, ook van ons nou hier sal besit neem. Dat ons ook uit hierdie kerkgebou uit kan stap met die rustigheid en die vrede dat ons aan U waaragtig behoort, en dat ons deel het aan die huisgesin van die Here. Kom lei ons verder, ook in hierdie week, Heilige Gees, in ons gedagtewêreld, in ons verstaan van U. Kom help ons om elke dag al hoe meer soos Jesus te wees. Ek wil kom bid vir elke man en elke vrou en elke kind in hierdie gemeente, en ook hulle wat deel is van ons uitsending. Die hande uitgesprei. Here, ook hulle ons wat U vertrou in hierdie week vir deurbrake. Ook vir dit wat vir ons miskien moeilik is, kom wees ons genadig. Beweeg die magtige Vaderhand. Ek wil vanmôre ook bid dat die engel van die Here sy laar rondom ons sal opslaan en ons bewaar en beskerm. Ek wil ook bid in hierdie week dat ons ook in ons gedagtewêreld en in ons geloof plek sal maak en ruimte sal maak, sodat hierdie goeie nuus van Jesus met hierdie wêreld gedeel kan word. Gaan so met ons in al ons werksaamhede. Ek bid vir die werke van ons hande hierdie week, en ons besig wees met ons finansies en elke ding. Onderneem vir ons ryklik in die naam van Jesus. Ek bid vir ons in ons huwelike, met ons gesinne en ons kinders, ook vir die skole wat begin het hierdie week, ook vir hierdie kwartaal in besonder. Ons dink so aan ons ouers, ons kinders, ons dink aan ons skole, ons leerkragte, elkeen in die naam van Jesus. Hoor ons as ons bid, in Jesus se naam. Amen.